Asai welkom by Nampo Kaap. Ek gesels met Dewald Linde van die Suffolk Genootskap. Ons 'n bietjie gesels oor 'n nasionale veiling wat opkom oor die ras en 'n bietjie by hom uitvind ja, wat maak hierdie ras so spesiaal? Dewald, lyk dit? Goed, dankie met jou Tinus. Ja, baie dankie. Dewald, kom ons spring sommer so in die deur. Ons praat oor nasionale veiling. Dit is om die draai vir 'n paar weke weg. Dis 'n nasionale veiling wat elke jaar bietjie groei, bietjie beter doen. Waarna kan die ouens uitsien op hierdie jaar op die nasionale veiling? Tinus, hierdie jaar is daar regtig 'n werklike goeie aanbieding van ooe. Ons bring om en by 60 ooe na die nasionale veiling toe en ons weet daar is 'n groot vraag nou al vir die afgelope 3-4 jaar na ooe in die ras homself. So ooe gaan daar genoeg wees. Ons bring ook om en by 30 ramme na die nasionale veiling toe. Dit is presies dubbel dit wat ons laas jaar gehad het in ooi getalle en ram getalle. En verder die vraag vir ramme en ook spesifiek ooe styg dramaties in die area in ons land. So ja, ons sien uit om te sien wat dit gaan oplewer en dat elke koper iets gaan kry waarmee hy tevrede sal wees. Ja, so geleentheid waar hulle 'n bietjie meer amper dubbel hoeveelheid ramme bring. Gee vir die kommersiële ou 'n kans om die nasionale veiling te kom en 'n goeie topram te koop om regtig verskil te maak in sy boerdery. In die kommersiële kant, as ons praat van ouens wat graag kommersiële kruisstelling doen, wat se rasse sien julle ook gestel baie belang in die Suffolk? Tinus, oor die algemeen is dit jou merino merino en Doenie merino boere wat op hulle tweede kudde diere die Suffolk ramme gebruik. Dan ook in die afgelope tyd baie Meatmaster manne wat navraag doen oor Meatmaster kruise. Ek dink baie mense het geglo die Suffolk is beperk net tot intensiewe sisteme waar daar kos op die lande is en daai klas van boerdery, maar al hoe meer mense besef dat die ramme pas reg oor die land regtig goed aan. Ons kry baie goeie toevoer oor die langs lewendheid van die ramme, die feit dat hulle bene hou, hulle loopvermoë is goed. Ja, ons kry regtig reg oor die land baie goeie terugvoer oor die ramme hoe hulle perform in die verskillende dele van die land. So ja, en definitief. Mense is geneig om te dink op 'n nasionale veiling is dit net vir stoetboere, maar ons sien deur die loop van baie veilings dat daar's 'n paar topdiere wat baie duur gaan, maar verder kan jy topgehalte ramme koop vir goeie geld. Dit is die beter belegging wat jy kan maak is om vir jou ram te koop op 'n nasionale veiling. Ja. As ons kyk na die vroulike diere, julle het 'n klomp wat vroulike diere gaan. Dit gee vir nuwe ouens wat wil inkoop, moontlik daar 5 of 6 wil kon koop en te kan kies en keer en te kan leer 'n goeie geleentheid om daar tussen die klomp ouens te kom staan, tussen klomp diere kom staan om vir homself te kom besluit wat is poep, wat is sleg. Ja, nie vir hom so goed nie. En wat hy wil en ek dink hierdie eers keer die nasionale veiling dit vir nuwe ouens bied. Ja, nee, definitief. In die verlede het ons regtig ons het nie eers 3 jaar gelede het ons nie eers volledige SP diere op die nasionale veiling gehad het. Daar was 'n klein groepie SP diere en B diere, so diere wat nog moes opgeteel raak, maar hierdie jaar is dit suiwer SP, 'n goeie aanbieding van ooe, so regtig daar gaan vir almal 'n geleentheid wees om iets te bekom. En ja, moontlik mag van hulle hoër en laer pryse sal daar wees, so daar sal vir almal iets in die mark wees en ons sien uit om te sien. Ons kyk na die ras vorentoe gaan in terme van teelers wat reeds gegroei het. Ek weet nie mis die een van die minder rasse wat nog groei in die land. Ja, en is dit so, sien julle nommers reg klim? Ja, nee, definitief. Ons het 'n groot toename in teelers en as ook in ooi getalle. 'n hele paar jaar gelede was die Suffolks aan die uitsterf en ek hoor dit hierdie week ook hierso baie boere wat vir my sê hulle het Suffolks was volop en hy het amper doodgeloop op 'n tyd. Maar die getalle is definitief besig om amper eksponensieel te styg in die ras. So ons is baie opgewonde. Dit is die ras gaan nog baie groei in die jare wat kom. So ja, ons is tevrede. En so laaste vraag gaan ons sien julle wen ongelooflik baie kompetisies. Kom met die slagkompetisies. Voel jy dat die in 'n kruis en self suiwer draai meer uit doen net 'n bietjie ietsie meer? Ja, nee, definitief Tinus. Ek werk met verskeie rasse, verskeie vleisrasse en ja, as iemand vir my nou eerlikwaar vra, dan sal ek vir hulle sê die Suffolk doen sy ding met 'n kruis. Hy lewer jou 'n besonderse karkas op met 'n baie hoë uitslagpersentasie. Ons lammers slag gemiddeld van tussen 54 en 56% uit. Ons kruise met die Suffolks. Dit is nou wel op ander vleisrasse, maar hy gaan vir jou 'n 50 tot 52% uitslagpersentasie gee op jou wolrasse ook.
En op die huidige stadium, laas jaar het 'n Suffolk karkas wat ons by Riverstal skou gehad het 4de in die land geëindig en 1ste in die Wes-Kaap. En dit is nogal vir ons 'n groot prestasie en regtig iets besonders vir die ras. Wat baie dankie. Is 'n groot Julle voorwaardering vir nasionale veiling. Ek glo dit sou goed van. dankie Tinus, ek waardeer. As hy is 'n ras met 'n kom dinamiese mense en ja, daar waar die dinamiese mense is die dinge aan die groei en ja, maak seker jy is by die nasionale veiling. Is die 4de? Ja, 4de eerste Saterdag in Oktober. 4de Oktober, eerste Saterdag aan Bloemfontein by Juwen. Maak seker jy mis nie uit nie.